Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 20 Januarie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. O Vader, o Seun, o Heilige Gees, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Here, baie dankie dat U in ons woon, by ons is, U vir ons lei, U vir ons bystaan elke dag. Vader, ons kom draak hierdie dag aan U op en ons kom plaas dit in die Vaderhande. Here, gebruik ons soos U wil. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek gaan nou nie weer, ek het gister lekker weer amper 'n bietjie in detail met Kolossense gegaan. Kolossense is 'n absolute besonderse boek wat eintlik alles saamvat van wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees, né? So ons het gister 'n bietjie stil gestaan, vriende, by die kinders, ons het 'n bietjie stil gestaan by werknemers, ons het 'n bietjie stil gestaan by werkgewers. Ons is nou besig om na die einde van Kolossense toe te beweeg. Ons is inderdaad nou in hoofstuk 4 van Kolossense, die laaste hoofstuk. En nou kom Paulus hierso op, vriende, en dan praat hy sommer 'n bietjie op nie oor gebed nie, maar hy sê bid. Hy sê volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons. Kom ons staan net 'n bietjie daar weer stil. Volhard in gebed. Vriende, wanneer ek en jy daar iets in ons lewe is, waarmee ek en jy worstel, wanneer daar iets is waaroor jy bekommerd is, ons is miskien oor ons land bekommerd, jy is miskien oor jou huwelik bekommerd, jy is miskien oor 'n verhouding bekommerd, jy is in jou vriendekring bekommerd oor iets, né? Dan, vriende, daardie ding moet ons na God toe vat. Ons moet gedurig deur daardie saak voor God op sit, né? Vriende, ek weet nie hoekom nie, maar dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit werk, dat jy na God toe moet gaan, by hom loop pleit, liewe vriende, vir hom loop sê, Here, ek kom volhard in gebed, Here, ek kom vertrou vir U, Here, ek kom vra vir U, moet tog nie talm nie, soos Dawid gister vir ons gesê het, eergister vir ons gesê het, in Psalm 40, né, Here, moet nie talm nie, né, waar hy sê, ek stel my vertroue in die Here, waar hy kom sê, maar Here, ek weet U is by my, Here, sal U asseblief voor my uitgaan, Here, ek sal U gehoorsaam wees. Here, laat U wil met my geskied hierdie jaar wat voor lê, né? Nou, wanneer ons so dit begin sê, beteken dit ek en jy bly bid. Ons bly volhard. Ons sê vir die Here, Here, help ons in hierdie jaar. Help U ook vir ons dat ons toegewyd sal wees hierdie jaar. Here, maar help ook met daardie spesifieke saak. Volhard in die gebed, maar nie net op daai vlak nie, liewe vriende, ook in terme van as jy weet iemand is ver van die Here af. Volhard in gebed. Hy praat nou met hierdie mense in Kolosse, deel van 'n heidense omgewing gewees, self uit die heidene uitgekom, en hy het geweet, Paulus het geweet, die een ding wat jou staande laat hou in hierdie lewe, is as ek en jy gedurig bid. Daarom kom sê hy vir hulle, volhard in die gebed, né? Volhard in die gebed. Punt. Dan eens gaan hy aan, hy sê, wees daarby waaksaam, so nadat jy volhard het in die gebed, wees daarby waaksaam, kom ons staan nog 'n bietjie daarby stil. Waaroor moet jy waaksaam wees? Vriende, dit is 'n ding wat ons maar vir mekaar almal kom sê, ons moet waaksaam wees, vriende, vir jou duiwel wat rondloop soos 'n brullende leeu. Ons moet waaksaam wees, vriende, met die tipe vriende wat ons omgaan. Ons moet waaksaam wees met die tipe materiaal wat ons omgaan. Ons moet waaksaam wees met die tipe goed wat ons kyk. Ek en jy moet waaksaam wees. Ons moet, liewe vriende, op die uitkyk wees. Ek en jy moet eintlik so, soos wat jy, as jy in 'n vyandige gebied is jy waaksaam, né? Jy kyk die hele tyd vir gevaar, né? So ek en jy moet ook baie mooi kyk daar in ons werksplek waar ons is. Moet ons waaksaam wees. Kyk baie mooi wat jy sê met jou woorde. Kyk 'n bietjie hoe jy optree teenoor iemand. Wees waaksaam, né? Wees volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar. Dit is eintlik 3 ongelooflike goed. Weereens het ek vir julle sê, skryf neer, gaan pak uit wat kom sê die Here vir jou. Dis hoekom ek baie keer vir julle sê, mense sal vir jou sê, maar hoe praat die Here? Dis hoe hy praat, vriende.
Jy moet begin daar, jy skryf gebed neer en sê jy, ek weet volgende 3-4 dinge gaan ek aanhou bid hierdie week. Ek gaan volhard in gebed. Dan staan daar, wees waaksaam. Here, help my daar by die werk. Here, gee dat ek die regte goed sal kyk, die regte goed sal lees. Here, help my daarmee. Dit is hoe jy met die Here praat, want die Here klaar met jou uit die skrif uit kom praat, né? Hy sê wees dankbaar. Here, ek is baie keer ondankbaar. Here, ek is baie keer sien ek net die negatiewe goed raak. Here, ek gaan nou hierdie jaar net dankbaar is. Ek vir u kom sê dankie vir alles wat u vir my gedoen het. Nommer 1, dat ek 'n kind mag wees, die grootste ding in my lewe. Dankie dat ek aan 'n gemeenskap van gelowiges kan behoort. Dankie dat ek 'n oulike ou vir meisie het. Dankie dat ek 'n oulike man of vrou het. Dankie dat ek kinders het. Dankie dat ek 'n werk het. Dankie dat ek 'n motor het of 'n motorfiets het of 'n fiets het of 'n busdiens het waarmee ek kan werk toe gaan. Dankie Here daarvoor. Dit is so baie goed om vir dankbaar te wees, né? So Paulus kom sê, volhard in gebed. Crucial. Wees waaksaam. En wees dankbaar. En sy bid te gelykertyd ook vir ons. Nee, Paulus is in die tronk op hierdie stadium en hy sê vir nou, bid asseblief vir ons, tree vir ons by die Here in. Kom ons verstaan daaroor. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.